Daaglikse oordenking deur my, Rinus van Sion in Parys, vanmôreoggend 144 van ons reeks deur die Nuwe Testament. Vanmôre praat ek met jou oor God se genade en ek lees vir ons in 1 Korintiërs 15 vers 10. Paulus is in die woord en hy skryf: "Maar deur God se genade is ek wat ek vandag is. Hy het sy goedheid nie te vergeefs aan my bewys nie. Ek het harder gewerk as al die ander en tog was dit ook weer nie ek nie, maar God se goedheid wat my gedra het." Toe ons nog nie in die geloof was, het baie van ons werke soos Bybelstudie, gebed, diensbaarheid en tiendes beskou as maniere om God te beweeg om op ons te reageer. Maar naarmate ons in die geloof groei, besef ons dat werke nie bedoel is om God te laat reageer nie. Werke is eerder die onvermydelike reaksie op die goedheid en genade wat hy reeds ryklik aan ons bewys het. Wanneer ek dink aan die feit dat ek hemel toe gaan, dat my sondes vergewe is, dat God vir my sy woord gegee het en dat die Heilige Gees in my woon, het ek geen ander keuse as om hom met my hele hart te dien nie. 'n Begrip van God se genade lei tot werke, maar hierdie werke is 'n reaksie op God, nie 'n middel om God te beweeg om daarop te reageer nie. Die dwaling van die sogenaamde saadgeloof-teologie, waar mense aangespoor word om geld te gee of te bid of diens te lewer ten einde iets van God terug te kry, lê daarin dat al hierdie dinge eintlik die onvermydelike reaksie is van iemand wat verstaan wat God reeds namens ons gedoen het. Ek werk harder as almal, sê Paulus, omdat God so goed vir my was. Kan ek nie anders nie. Net so, as jy iemand is wat God se genade werklik omhels en geniet, sal jy meer betrokke wees by sy diens as wat jy 'n jaar gelede was. Jy sal eenvoudig nie anders kan nie. Daarom wil ek jou uitdaag in hierdie dag om opnuut maniere te kry om te dien en 'n verskil te maak in jou direkte gemeenskap en omgewing, nie omdat dit werke is wat jou red nie, maar om vir die Here te sê dankie vir die amazing werk wat hy reeds vir ons aan die kruis gedoen het. Mag die Here jou seën in hierdie dag. Amen.